Môre, ek so bly jy's hier, want vandag is 'n heilige dag. Dis donderdag in die Paasfeesweek en ek dink aan die laaste aand wat Jesus saam met sy disippels deurgebring het. Ek lees vanoggend Lukas 22 en dit tref my so diep. En hy het 'n brood geneem, dit gebreek en gesê: "Dis my liggaam wat vir julle gegee word." Toe neem hy die beker. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Dis nie net 'n mooi gebaar nie, dis 'n oorgawe, dis 'n offer. Jesus sê nie net onthou my nie. Hy sê, ontvang my. En weet jy wat tref my die meeste? Hy doen dit net voor die kruis. Hy breek die brood, al weet hy sy liggaam gaan gebreek word. Hy gee die wyn, al weet hy sy bloed gaan vloei. Dit is soos asof hy sê, ek wag nie vir die wêreld om reg te wees nie. Ek gee myself nou. En dis dan dat ek terugdink aan Eksodus 12, waar God vir Israel beveel het om die Pasga te vier. Om te onthou hoe hy hulle gered het met die bloed van 'n lam. Maar vanaand sit Jesus aan daardie tafel en wys, ek is nou daardie lam. Nie net vir Egipte nie net vir Israel, maar vir jou en vir my. So ek wil jou vandag vra, het jy net onthou of het jy ontvang? Neem jy net deel aan die tradisie of aan die verlosser? Die brood is gebreek, die beker is vol en Jesus sê, dis vir jou. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek kom na u tafel toe. Ek ontvang wat u gegee het, u liggaam, u bloed en u genade. Dankie dat u my uitgenooi het, nie net om te onthou nie, maar om deel te hê. Jesus, ek is u se. Amen. So moenie vergeet nie. Jesus het gebreek sodat jy geheg kan word. Hy het gegee sodat jy kan ontvang. En hy nooi jou weer en weer. So, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet.